Terwyl ons so staan, kom ons sluit die oë. Dankie ons Hemelse Vader dat ons die hoogste lof uit 'n volkome hart aan U kan bring vanoggend. Vader, nie uit onsself en deur onsself nie, maar omdat al die lof en al die eer en al die aanbidding U toekom tot in alle ewigheid. Vader Jahwe, wat 'n voorreg om U naam te kan lief hê, dat ons U naam kan besing vanoggend, maar ook is die begeerte van ons hart dat ons U naam beter sal leer ken, die grootheid en die heerlikheid van Yeshua se oorwinning, Jahwe ons verlosser. Vader Jahwe, ons as die verlostes wil vanoggend kom dankie sê en in dankbaarheid buig en vir U regtig vra vir 'n aanraking in ons harte, dat ons U nie net met ons lippe sal dien, soos die profeet van Israel van oud sê nie, maar dat ons hart aangegryp sal wees, soos wat Paulus gesê het, ek is gegryp deur Jahwe. Gryp ons harte aan deur die woord, ons gedagtes, gord dit, sodat ons gefokus op U, 'n tempel vir U kan wees, en U verheerlik in ons hele hart en siel, krag en verstand. Ons bid dit in Yeshua. Amen. U kan die sitplekke inneem, baie dankie. Ons is besig in ons Filippense reeks en ons is by Filippense 2 vers 5 tot 7 vanoggend, die verheerlikte knegg van Jahwe. En dit is 'n, soos wat baie mense sê, dis 'n hoogtepunt nie net in die boek Filippense nie, maar in die hele Bybel. Dis 'n lofsang, dis 'n kernagtige opsomming van die evangelie. Dit wat ons vanoggend so heerlik gesing het, julle sal as ons nou die teks lees, dadelik die liedere wat ons gesing het elkeen 'n element van dit wat, of 'n komponent van dit wat ons hier lees. Die konteks is, Paulus is besig om vir die Filippense te skryf, hy is daar in die tronk, heel waarskynlik in Rome, en daar is in die gemeente lewe, omdat dit nie net 'n organisasie is nie, maar 'n lewende liggaam, is daar tye wat daar soms beproewinge is en soms verhoudinge waar dinge nie altyd maklik gaan nie. En Paulus moet, en dit is eintlik nie so lank brief nie, kernagtig hulle oë fokus op dit wat saak maak. En ons weet baie keer, ons stryd is teen subjektiwiteit, wat ek voel en wat ek ervaar en wat mense aan my gedoen het. En hierdie teks is so 'n sterk aanmoediging om die oog te rig op Yeshua, want die oomblik as ons hom aanskou vir wie hy is en wat hy gedoen het, kry ons hele wese 'n nuwe bestaan, 'n hele nuwe roeping, 'n nuwe konteks. En dis hoekom dit so belangrik is vanoggend Filippense 2 vanaf vers 5. Ons het verlede keer in die reeks gesê, ons word opgeroep tot eenheid, nederigheid en opvaardigheid, en dan vloei uit dit uit Paulus se gedeelte vers 5, Filippense 2 vers 5, want hierdie gesindheid, daai gesindheid wat ons laas hanteer het, moet in julle wees wat ook in Messia Yeshua was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en aan die mense gelyk geword, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Yeshua sou buig elke knie, van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Yeshua Messia die heerser is tot heerlikheid van God die Vader. Net tot sover mag Vader Jahwe hierdie woord, en ons sê dis 'n aangrypende woord, mag hy ons gryp deur die woord. Dat dit nie soos is ons wat die woord hanteer nie, maar die woord wat ons hanteer. Dat ons onder die diepe indruk sal kom van die omvang van wat het Yeshua vir ons kom wys. Die uiterste, die laag, die nederig, die gehoorsame knegg, tot die uitermate verhoog in naam bo elke naam. Nou mens is geneig as mens hierdie lees, om so 'n bietjie na die boek Openbaring toe te wil dink,
Ons sien die lam op die troon, Openbaring 5, elke knie wat voor hom buig. Ons sien eintlik in ons geestesoog die wederkoms, dat daar die absolute buiging voor hom, en dit is waar, dit sal gebeur. En daar's 'n oomblik van totale openbaring vir wat die oog nie nou sien nie, en wat die oor nie nou kan hoor nie. Maar daar's 'n praktiese toepassing vir die gemeente van Filippense, in hulle stryd, wanneer Paulus hierdie skryf. Daar's vir ons, nie net 'n eendag sal ons Yeshua sien nie, maar omdat ons hom nou ken, het ons lewe 'n bepaalde roete. En dit is eers die dienskneg, die lyding, die eerste gedeelte, vers 5 tot 8, en dan vers 9 tot 11, die verhoging, die verheerliking. Nou, ek weet baie keer, as 'n mens sekere onderwerpe in ons geloofslewe verkeerd benader, kan dit baie negatief wees. Ek onthou op 'n stadium toe ek 'n kind was en ons gehoor het van martelinge in Rusland of die kommunisme, mense wat vir hulle lewe betaal, met hulle lewe betaal het in Nero se tyd. As jy verkeerd benader word, klink dit net asof vader nou maar net kyk hoe sy kinders seer kry en lyding maar dit is nie hoe die Bybel dit vir ons openbaar nie. Daarom vandag se titel, die verheerlikte knegg. Daar's 'n groot rede vir knegskap, vir diensbaarheid. Daar is 'n heerlikheid wat ons ontdek. En die rede is, dit word geopenbaar in Yeshua se lewe. Die knegg van Jahwe, wat gehoorsaam was tot die dood. Byvoorbeeld volgens die stilte tyd uit Romeine 5. Ons werk met 'n federale verbond, waarmee die mens wil nie dit hoor nie, maar dit is die waarheid. Eerste Adam is die hoof. Wat hy gedoen het 'n invloed op almal. Sy ongehoorsaamheid. Hy's 'n verteenwoordiger. Ons wil baie keer sê, ja, maar ek sal pas dan vir wat ek wil hê, ek gaan nie laat iemand anders se lewe my beïnvloed nie. Jy's te klein en te nietig om daai keuse te maak. Jy's heeltemal te klein. Maar dieselfde geld ook genadiglik vir Jahwe se kinders, dat in Yeshua vind ons 'n nuwe hoof, 'n verbond. Dit is baie belangrik hierdie woorde, want dit wat ons nou gaan hanteer, gaan absoluut oor verbond. En hoekom dit so belangrik was dat hy gehoorsaam was, hoekom dit so belangrik was dat hy in 'n gedaante gevind as 'n mens, uit die teks vers 8, dit gedoen het wat hy gedoen het. Want die eerste mens, Adam, het verrykende gevolge gehad in sy ongehoorsaamheid. So die tema, julle sal nou die woorde in vers 8 sien, gehoorsaam en gedaante gevind as 'n mens. Dis absoluut die verbondsterme vir die eerste Adam gewees, dat uit sy gehoorsaamheid uit was daar 'n seën, maar ook uit sy ongehoorsaamheid was daar 'n val en 'n vloek. So hierdie teks Filippense 2 wys nie net na Openbaring toe nie, maar ook terug na Genesis, na die eerste Adam se mislukking en hoe die tweede Adam kom. En daarom is daar die opsomming van die geskiedenis. Nou, dan is daar net nog 'n punt wat ek wil noem, wanneer hy sê in vers 8, dat Yeshua verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, toe ja die dood van die kruis. Die stauros in Grieks was, in hulle kultuur was dit 'n baie onaangename saak. Iemand wat in 'n kruis gehang het, of 'n stauros, of 'n paal, volgens die wet was vervloek. Vandag kyk ons meer, en die Rooms-Katolieke het dit nou geromantiseer, en mense maak baie keer hangertjies of oorbelle van kruise. Dit was 'n vervloeking, dit was iets leliks, dit was sleg. En daarom was dit vir baie Israeliete 'n probleem dat Yeshua aan 'n kruis gehang het. En Paulus het veronderal, vir al die wet het geweet, vervloek is elkeen wat het aan 'n kruis hang, is 'n vloekhout. So dit is 'n baie intense laagtepunt, dat Yeshua gehoorsaam was tot die dood. Dit was nie enige dood nie, dit was die dood van die kruis. En hy sê later in hoofstuk 3, dat vers 18, baie wandel as vyande van die kruis van Yeshua. Daar's 'n renons, daar's 'n teenskop. Ons verlosser moet mooi, sterk, groot, koning, vorstelik wees, nie aan 'n kruis hang nie. Vir ons maak dit sin, want hy het vir ons gesterf. Die straf wat vir ons die vrede bring, was op hom. En ons gaan dit vanoggend hanteer ook. So dis 'n baie
spesifieke dood wat Joshua gesterf het, en daai vloek wat vir ons die seën bring, was 'n volmaakte vloek. So ons gaan elke keer gesels oor, hy was volmaak mens, vers 7, hy was volmaak, vol skande, die skande van die vloekhout, vers 8, en dan vers 10, die volmaakte oorwinning en volmaakte aanbidding wat hom toegebring word, en volmaakte priesterskap wat nou vir ons intree. Volmaakte priesterskap. Nou, ek weet nie wie het verlede week se boodskap gekyk nie. Dit was die week voor dit in Kuruman sin, maar ons het 'n baie groot voorreg om die Ou en Nuwe Testament saam te kan hanteer. In Paulus hulle se tyd moes die Nuwe Testament het nog ontwikkel en is geskryf. Hulle het maar net die Ou Testament gehad. Natuurlik die krag van die Heilige Gees om dit vir hulle te leer. Maar ons kan regtig 'n breër prentjie volg van Genesis tot Openbaring om die evangelie, om daarin gewortel te wees. Dit wat oom Hendrik gelees het uit Efesiërs 3, dat Paulus se gebed vir Efesiërs is dat daar 'n volle omvang, 'n begrip sal hê van die breedte, die diepte, die hoogte van Yeshua se liefde. Ons moet nie die evangelie reduseer tot ek gaan hemel toe nie, of my sondes is vergewe. Jahwe se raadsplan is met wysheid. En ons het in die Bybel die eerste 5 boeke, die wet, ons het die geskiedenisboeke, ons het die profete, ons het die psalms, verskillende genres, om elkeen van ons se siele aan te spreek, om ons te vorm tot diens. Efesiërs 4 is baie duidelik, tot diensbaarheid. Dit gaan nie net oor om slim te wees nie, dit gaan nie net oor om insig te hê nie, dit gaan oor, dit dra vrug. So hier die onderwerp van Yeshua wat homself ontledig het deur die gestalte van 'n diensknegt, vers 7. As julle net die woorde saam met my weer sal volg. Hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt. Dit is Paulus se pleidooi dat hierdie gesindheid wat in Yeshua was nie net eendag sy gevoel of 'n gesindheid nie, dit was sy wese, dit was 'n gestalte. In Grieks die morfo, morfei, die hele vorm, sy hele wese, het die vrug voortgebring. Nou dit sê vir ons ook, ons moet verander. Ons moet totaal verander. Die gesindheid waarvan Paulus sê, hierdie gesindheid moet in julle wees wat dit in Yeshua was, is nie iets ligteliks nie. Dis nie iets net, ek voel vandag lus om dit te doen en môre voel ek nie lus nie. Nee, dit is 'n totale beeld, 'n vorm. Nou, hoe lyk hierdie vorm? Gevind om selfontledig in die gestalte van 'n diensknegt, vers 7. Dis die tema, die diensknegt van Jahwe, want uit daardie diensbaarheid uit kom die verheerliking. Nou, hoekom ek vanaf verlede week verwys is, die boodskap is daardie begronding van in die Ou Testament. Die profeet Jesaja het 66 hoofstukke, is nogal so 'n mond vol. Maar het 'n spesifieke, ek wil amper sê 'n heilige toewyding aan die beskrywing van die knegt van Jahwe. En ek wil graag hê elkeen moet daai 4 beskrywings, ons praat van die knegtlied, die lied oor die knegt. Wil elkeen moet vanoggend daai 4 beskrywings van die knegt van Jahwe en Jesaja saam met my merk. Want dit gee vir ons begrip, wanneer Paulus vir die gemeente skryf oor Yeshua as die knegt, dan as iemand sê maar, waar kan ons meer leer? Yeshua het self gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, ek het gekom om te dien. Yeshua het self by die Pasga, by die boventrek, sy boekleed uitgetrek en hulle voete gewas, en hy het gesê, as ek dit doen, is julle verplig om dit ook te doen. Waar kan ons uit die profete uit werklik Yeshua se knegtskap mooi van lees? So kom ons blaai na die eerste, en hy is geweldig bekend, Jesaja 42. Ek wil so 'n bietjie stil staan by hierdie 4 gedeeltes in Jesaja, wat Yeshua se diensbaarheid, die doel, hoe lyk sy gestalte, sy karakter, die knegt se karakter, sy identiteit, en dan sy missie, sy doel.
So die eerste deel wat ons hanteer is Jesaja 42 vers 1 tot 7. En ons lees in vers 1, daar is my, let op ons Afrikaanse vertaling het die opskrif hier, die knegg van Jahwe, hy sal in al 4 plekke dit merk, die knegg van Jahwe, en dan is dit ook 'n hoofletter in die ou vertaling, so dit help ons, dit help ons om geen twyfel te hê, dit gaan oor Yeshua, dit gaan oor die seun van God. Jesaja 42 vers 1, daar is my knegg, wat ek ondersteun, hoofletter, my uitverkorene, in wie my siel 'n welbehae het. Ek het my gees op hom gelê, en hy sal die reg na die nasies uitbring. Nou, in hierdie eerste gedeeltetjie, sien ons al klaar daardie bekende met Yeshua se doop, die Vader uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, en wie my siel 'n welbehae, dit kom uit hierdie gedeelte, en dan daal die Heilige Gees ook neer soos 'n duif op die Messias, die gesalfde, die een wat bekragtig is om die werk van Jahwe te doen. So ons sien dat die knegg van Jahwe is nie 'n negativiteit, 'n slaaf, soos wat ons nou sê, ag, daai slaaf, hy's minderwaardig en soos dit maar in 'n antieke kultuur was, die Romeinse slawe is met minagappe weggekruip om nie saam in die nag stryd te stry nie. Hy het dit geen roof geag. Die Engelse vertaling sê dit baie mooi, daardie roof, hy het nie gegryp na sy goddelike eienskappe om die lyding van menswees te spaar nie. Hy het dit nooit gedoen nie. Maar as ons kyk na die beskrywing van hierdie knegg, sy identiteit, dan word hy beskryf as uitverkore, in wie my siel 'n welbehae het. Nou dit moet ons harte al klaar aanspreek. As ons ook geroep word om diensknegte te wees, dan is ons uitverkore diensknegte. Beminde diensknegte, nie verworpe vloerlappe nie. Ons is nie net bestem om seer te kry in hierdie lewe nie. Ons is nie net bestem om, as jy uit die bergpredikasie wat Dominee Jaco nou hanteer in die oggendstilte, as jy die een klap op die wang en die gesig te draai, die ander een, so 'n verwronge perspektief van, ag, ons as Jahwe se kinders moet maar net vloerlappe wees. Dit is 'n verkeerde benadering. Yeshua, wat die uiterste vorm van lyding en knegskap en gehoorsaamheid en diensbaarheid vir ons kom openbaarheid, begin as my uitverkorene, geliefd, bemind. As ons vir mekaar aanspoor tot Filippense 2, hierdie gesindheid moet in ons wees wat in Yeshua was, begin by die regte gesindheid. Jy is 'n geliefde dienskneg. Moet nooit voel jy word misbruik. Jy word nie misbruik deur Jahwe nie. Jahwe gebruik jou. Jy is geliefd, jy is uitverkies. Jahwe het jou gevorm. En ons gaan nou sien in die 4 knegliedere, ek spring nou vooruit, die volgende een gaan Jesaja 49 wees, hy sê, van die moederskoot af het ek jou naam gegee. So, daardie begin, daardie identiteit is so belangrik. En dan, wat is die doel van hierdie knegg, wat is die karakter van hierdie knegg, vers 2 en 3, ek is nog by Jesaja 42, hy sal nie skree of uitroep sy stem op die straat laat hoor nie. Dit is so kontrasterend van wêreldleiers, wil die media gebruik, hulle wil hulle stem dik maak, sê ons in Afrikaans. Jy wil 'n platform hê, presies wat die knegg van Jahwe, hy het nie 'n platform gesoek nie, inteendeel in ons studies so met die oggendstiltes oor Yeshua, Matteus, hy het onttrek. As daar te veel skare is te veel oproer, as hulle met geweld wil koning maak, aan onttrek. Hy het nie op die strate geroep of geskree of opgesweep, daai tipiese charisma wat ons vandag beskou, joh, daai man is 'n sterk leier, kyk, hy het dit net nie. En ek gaan nou nie sê wat se presidente het dit en wat het dit nie, maar daar is seker is dat jy net voel, joh, hy's oorweldigend. Yeshua was nie. Inteendeel, ons gaan by die 4de kneglied in Jesaja 53, en hy het geen gestalte gehad nie, dat ons hom sou begeer nie. Hy was met ons krankhede bekend. En dis kostelik, want dit maak hom nie kragteloos nie. Sy sterkte het reeds daarin gelê, in sy gehoorsaamheid. Die derde punt, ons het gesê sy identiteit, sy karakter, die derde een is sy missie, wat hy kom doen het, oor hierdie barmhartigheid, vers 3.
Die geknakte riet sal hy nie verbreek, en die dowwe lampet nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. En dit is, as ons so 'n bietjie in ons lewe kyk, net nou eie lewe, as jy ietsie sien, toerusting, dan skat jy hom na waarde, jy sal sê dis kwaliteit of nie kwaliteit nie, of hy het 'n bruikswaarde of nie. En iets wat niks waarde het, jy kry soms so jou hele wese, ag nee, hy het niks waarde nie, hy's doelloos. En wanneer ons kyk na mense se lewens, sonder dat ons dit wil erken, kyk ons ook na mense, beteken sê, daai persoon beteken niks. Ons sê dit. Daai persoon beteken niks. Hy's 'n geknakte riet. Waarvoor gebruik jy geknakte riet? Wat maak jy met 'n lampie wat se put net so ou flou rook? Hy brand nie meer nie. Hy's niks. Die knegg van Jahwe sal nie die geknakte riet verbreek nie. En die dowwe lampet uitblus nie. Daardie absolute barmhartigheid, daardie krag om lewe te bring waar daar nie eers 'n bietjie hoop is nie. Om die reg na vore te bring, ek loop dit nou vooruit in vers 7, om die blinde se oë te oop, om die gevangenes uit die kerker uit te lei, om daardie pragtige lig te wees in duister. Nou wat belangrik is van die knegg van Jahwe. Ons het gesê sy identiteit en sy karakter. Deel van sy identiteit sien ons in vers 6. Ek, Jahwe, julle sal sien in Afrikaanse Bybels, dis als hoofletters, met ander woorde, dis die eie naam, het u, dis die seun, dis die knegg geroep, in geregtigheid, ek vat u hand en behoed u, en gee u as 'n verbond van die volk. Federale hoof. Wat jy doen, gaan vir almal geld. Die seun se gehoorsaamheid het hierdie enorme vrug van geregtigheid vir al sy uitverkorenes, vir die volk. Nou, hierdie is 'n baie sterk raamwerk. Hierdie teks word in die Nuwe Testament baie gekwoteer. Yeshua as die lig, as die verbondshoof. Nou, lig van die nasies word vandag baie verkeerd geïnterpreteer. Dit klink soms so algemene generiese lig vir alles en almal. Hierdie teks wys vir ons dis binne in die verbond. Dis 'n raamwerk. Soos verlede week se boodskap. Die verbond van vrede. Onthou die derde punt verlede week? Punt 1, lewe uit die dood. Tweede punt, die eenheid. Die derde punt was die verbond van vrede binne die konteks. Dis presies dieselfde tema. Ek gee as 'n verbond. So wanneer Paulus hulle in die Nuwe Testament skryf die evangelie, is dit binne die verbondslyn, term, begrip. Yeshua se diensbaarheid, sy knegskap is binne die verbond. En die verbond se inhoud is wat vir een van my vereis om ook knegte van die Allerhoogste te wees. Ook in Yeshua se voetspore binne die verbond daardie diensbaarheid te openbaar. So, dit is nie net 'n aanbeveling vir die Filippense, ag kom nou julle, ag kom nou wees nou 'n bietjie rustig, hou op 'n klei, kom ons wees maar oulik met mekaar. Is glad nie so aanbevelingkie nie. Dis die verbond van die lewende God. Dit is gesluit met die bloed van die lam. Dit is vas, dit is waar, dit is nie opsioneel nie. Jy moet dit ernstig opneem in jou lewe. Dit is jou vastigheid. Hierdie pragtige diensbaarheid van die knegg om die blinde se oë te oop in vers 7 van Jesaja 42 en die gevangenes, daardie bevryding. Die tema word in Jesaja baie herhaal. Ek dink almal ken Jesaja 61, die Gees van Jahwe is op my omdat hy my gesalf het om 'n blye boodskap te verkondig. Dit wat Joshua in die Jesaja rol gelees het dan in Lukas 4. Onthou dit maar net. Die tweede kneglied is Jesaja 49. Die knegg van Jahwe. En in die opskrif is die lig van die volke. En dis binne Jesaja 42, binne die hele Jesaja se konteks. Dis nie nou skielik 'n ander boodskap nie. Jesaja lewe in die tyd van die ballingskap van die 10 stamme.
Julle sal onthou, Assirië het mos Jerusalem ook aangeval en toe die engel van Jahwe in eendag 185.000 doodgeslaan in die tyd van Hiskia. Jesaja is 'n tydgenoot van dit. So Jesaja sien hierdie verstrooiing van die 10 stamme, van die Lo-Ammi, van die nuwe volk. So wanneer hy profeteer van die nasies, is dit binne die konteks van Israel wat verstrooi is. En self profeteer Jesaja ook van die 2 stamme, is 'n ballingskap wat in die toekoms nog gelê het, 150 jaar vorentoe. En die terugkeer uit Babel van die 2 stamme. So Jesaja is 'n omvattende profeet wat betref Jahwe se raadsplan om sy verstrooide kinders, die 2 houte, weer bymekaar te bring. Daarom sal ons in Jesaja baie lees. En ek wil elkeen aanspoor om laasweek se boodskap net weer daai vastigheid te kry oor die herder wat 'n kudde gehad het daar naby hom, die een hout, maar ook 'n ander kudde wat verstrooid was, die ander hout, om die 2 in sy hand een te maak, Johannes 10 en Johannes 11. Jesaja profeteer dit nie in terme van die beeld van Esegiel nie, hy noem dit net nasies, lig, verstrooide. So Jesaja 49, vers 1 wat ek net nou gesê het, die identiteit van die knegg, hoor na my eilande en luister volke wat ver is. Wie is dit? Ons nou net verduidelik. Jahwe het my geroep. Dis die knegg van Jahwe. Dis hoekom dit is in eerste persoons vertelling. Dis baie intiem. Baie persoonlik. Dis hoekom in ons Bybels wil ek hê elkeen moet dit merk. Hierdie 4 plekke, ons is nou by die tweede plek. Jesaja 42, Jesaja 49 is 'n baie spesiale lied van die knegg van Jahwe. Wat vir ons die onderbou gee om later as ons na gemeentelewe kyk in Filippense 2 en Paulus sê soos Joshua moet jou lewe wees. Dan moet jy weet hoe het Joshua gelyk. Jy moet hierdie omvang van sy knegskap verstaan. Dit is 'n uitverkore posisie. Dis 'n beminde posisie. Dis in die hand van Jahwe. Jahwe het nie hom verlaat of jou verlaat. Jy's syne. En daarom vloei die diensbaarheid en die regte gesindheid daaruit. Kyk hoe mooi. Vers 1, Jesaja 49. Hoor nou my eilande en luister volke wat ver is. Jahwe het my geroep van die moederskoot af, van my geboorte af, het hy my naam genoem. Nou ons gebruik in ons gemeente Yeshua. Jahwe is verlosser. Die naam dui die roeping aan, die doel, die werk, verlossing, verlosser. In die Afrikaanse Bybel, heil, H-E-I-L, H-E-I-L, heil, heiland. En ons sal dit sien in hierdie teks. Hy het my mond gemaak soos 'n skerp swaard. Nou, hou vas met daai, dit klink soos Openbaring, maar ons gaan in die volgende lied leer, ook van die mond, want dit is in Jesaja 61 pragtig, waar hy ook sê, hy het my gestuur om die verslaaf van gees te bemoedig en te vertroos, maar om die verdrukker te vernietig. Dis die pragtige deel van Joshua. Hy kom om die koringkorrel te red, maar die kaf te vernietig. Vers 3, Jesaja 49 vers 3. Hy het vir my gesê, jy is my knegg, Israel, in wie ek my verheerlik. Nou, ons weet dit binne die konteks van die volk Israel, maar julle sal onthou die bekende voorbeeld. Jahwe sê in Hosea, uit Egipte het ek my volk geroep, onthou julle, hy het mos vir Israel uit Egipte gaan haal. Maar Matteus quoteer dit en sê, dit is op Joshua van toepassing. So, Joshua is daar die knegg, die volmaakte Israel, die wynstok, die Adam, die mens. Nou, net nog 'n vers wat ek wil uithaal, ons het al in die verlede oor Jesaja 49 bietjie meer breedvoerige boodskap gebring, maar spesifiek net hierdie tema vers 5, en nou sê Jahwe, wat my van die moederskoot af geformeer het om sy knegg te wees, om Jakob na hom terug te bring, en dat Israel by hom versamel mag word. Ek word geëer in die oë van Jahwe, en my God is my sterkte. En dan, dis te gering dat my knegg sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel.
ek het u gemaak tot 'n lig van die nasies om my heil te wees tot aan die einde van die aarde. En dit is baie keer waar mense hier voel, sien julle, dis nie net Jakob nie, dis ander ingesluit nie. Dit gaan oor sy roeping, dit bly nog steeds binne die verbond. Jesaja 42, 49, 50, alles wat ons nou gaan hanteer. Hy is nie net die een wat hulle terugbring nie, maar hy is ook die een wat hulle verheerlik, lig. Hy gaan haal hulle nie net nie, hy verheerlik hulle ook. Dis waar dis te gering dat hy hulle net gaan haal. En dit sluit nou mooi aan by Filippense 2. Van verlossing tot verheerliking. Joshua het nie net vir Israel vergewe nie. Hy het nie net hulle knegt kom wees nie, maar hy is ook hulle koning, heerser, naam bo die name. Die een in wie ons verheerlik word. Dis wat die lied besing. Hierdie teks word geweldig verkeerd aangehaal. Want dit sien hulle is nie net Israel stamme, dis ook die al die nasies, nie 'n lig. Die fokus is op die lig van die nasies. Jesaja 42 het ook die vers 7 die fokus op die lig laat val. En as u net die konteks 'n bietjie volg, wat is ons opskrif in ons Afrikaanse Bybels in vers 8? Die terugkeer uit Babel. Dit is die twee stamme se terugkeer wat geprofeteer word. Hoe lyk dit? Vers 8, so sê Jahwe, in die tyd van welba het ek u verhoor, en in die dag van heil het ek u gehelp, ek behoed u. Hier is nou 'n mondvol. Paulus quoteer dit in Korintiërs, as hy sê, vandag is die dag van welba. Ek behoed u, en gee u as 'n verbond van die volk. Ek herhaal nou, of ek bevestig dit wat ons in hoofstuk 42 gesê het, hierdie knegskap, hy sê, dit is binne die verbond, federale hoof, verteenwoordiger, middelaar, die Messia. En hy word gegee as 'n verbond van die volk, om wat te doen? Om die land weer op te rig, om verwoeste erfenisse te laat beerwe, en dan herhaal hy die gedagte weer, om te sê aan die gevangenes, gaan uit, aan hulle wat in duisternis is, kom tevoorskyn. Vers 10, die van julle wat Openbaring goed ken, hoor klink dit soos Openbaring, hulle sal geen honger en geen dors hê nie, en die woestyngloed en die son sal hulle nie steek nie, want hulle ontfermer sal hulle lei en hulle saggies aanbring na die fonteine van water. So wat sê ons mekaar vanoggend? Ons reduseer nie net Joshua se knegskap tot iets kleins en nietigs, nee. Ons gebruik die profete om hierdie verheerliking, hierdie verstomming, hierdie bewondering te hê van Joshua se menswording. Dit wat ons in Filippense 2, die eerste 3 verse, vers 5, 6 en 7 gelees het. Hy het homself ontledig. Hy het mens kom word. Hy was gehoorsaam tot die uiterste, die aaklige beeld van die vloekhout. Maar ons sien, want ons gaan oorgaan na daai gedeelte in die volgende 2 liedere. Ons sien terselfdertyd as die profeet Jesaja hierdie liedere skryf deur die Heilige Gees, 'n heerlike beeld. 'n Knegg wat die grootste werk kom doen wat ooit verrig is. Om hulle te laat, om pynhope op te bou, om die volk wat in duisternis vasgevang was, geketting was, nie net te bevry nie, maar te ontferm, saggies te lei, aan te bring na die Vader toe, na fonteine van water, waarvan Openbaring sê dit stroom uit die troon van God. So dit is die evangelie. En dit, ek weet is nou dalk 'n bietjie baie, maar ons het darm Afrikaanse Bybels en ons moet die tyd uitkoop en ek wil elkeen bemoedig, vat jou Bybel en vra Vader, maar skryf hierdie beskrywing van Joshua in my wese, dat ek hom met opregtheid sal bemin, dat ek hom met opregtheid sal waardeer, die werk wat hy gedoen het. Dit is eintlik 'n groot hartseer as mens sien hoe die Christene, maar net hulle geloof reduseer tot ons gaan hemel toe. Joshua het vir ons gesterf, ons gaan hemel toe. Daar's iets in jou siel wat werklik gevul en gevoed moet word met die beeld van Joshua. Ek gaan na die 3de lied toe blaai, Jesaja 50. Julle sal by vers 4 sien, daar's weer in ons Afrikaanse Bybel 'n opskrif, die knegg van Jahwe.
Ons maak dit nie los van die hoofstukke tussenin nie. Dit gaan lees alles dwars deur. Dis Jahwe se werk met sy volk. Maar hoe werk hy? Hy stuur sy knegg, die gesalfde, die Messias. Jesaja 50 vers 4, die derde lied van die knegg. Ons is nou by die tong wat ons net nou gesê het. Jahwe het my 'n geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met woorde. Hy wek elke môre, hy wek my oor om te hoor soos die leerlinge. Nou, Joshua se woorde, ons het al baie in die verlede vir mekaar gesê, wat kan ons vir mekaar sê van Joshua se woorde in die Nuwe Testament? Hy het geleer soos een wat gesag het. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. As hy die vrou by die put aanspreek, veroordeel hy haar nie, hy red haar. Sy woorde, Johannes 6 vers 63, is gees en is lewe. So hierdie woord verkoop is nie net, ag dit was interessant, ag dit was inspirerend, 'n lekker motiveringspraatjie nie, nee. Die woord van Joshua is 'n skerp tweesnydende swaard, dit dring deur, dit openbaar, dit gee waarheid, wysheid en lewe. Hy is die woord wat vlees kom word het. Maar hoe? Hoe het Joshua hierdie geoefende tong gehad? Hy was die knegg van Jahwe. Hy was getrou. Hy wek my oor elke môre. Elke môre. Wat weet ons van die lewe van Joshua? Was gedissiplineerd. Hy het elke oggend daardie verwagting gehad van Vader, hierdie dag is ek u knegg. Hierdie dag is ek en my belange nie eerste nie. Ek is bemind, ek is uitverkore, ek is van my moeder skoot af aan u toegewy, hier is ek, u diensknegg. Wat moet ek spreek? Werk in my hart daardie vorming. En die beeld wat ons hierna kry, in vers 5, is Jahwe het my oor geopen, ek was nie wederstrewig nie, ek het nie agteruit gewyk nie, ek het my rug gegee vir die wat slaan. Hoe is Joshua se tong geoefen? Deur verdrukking, deur verwerping, mense wat hom verloon het, en agter sy rug beplan het hoe hulle hom kan doodmaak. Ons dink baie keer, ons word net gevorm wanneer dit goed gaan. Dan het ek 'n leerbare gees. Dis presies wat Spreuke 3 sê, my seun, moenie dat die tug van Jahwe jou weerstand wek nie. Moenie as dit met jou swaar gaan, kwaad raak, ongelukkig raak, moeilik raak nie. Dis reeds die tyd wat Jahwe jou oor open om sy stem te hoor. Dis reeds die knegg van Jahwe se tyd gewees, wanneer hy sy rug gegee het vir die wat slaan, vers 6 se middelste, ek het my wange vir die wat hare uitpluk. Ek het my aangesig het ek nie verberg vir smaathede en bespiewing nie. Duidelik sien ons die beeld van Joshua. En dit het van hom hierdie aanloop tot die verheerlikte knegg, die naam bo elke naam. Kom ons volg net eers, hy was die gehoorsame knegg. Hy was die een wat gesê het, nie my wil nie, u wil. Nou, terwyl ons so gesels en uit Jahwe se woord uit lees, dan is die begeerte van ons harte, Jahwe werk die beeld van Joshua in my lewe, want dit is wat Filippense nodig gehad het, sodat hulle nie met mekaar meer stry en beklei nie. As ons daardie goddelike diensbaarheid van Joshua, as ons in daardie beeld verander kan word, dan lyk die gemeente totaal anderste. Dan is daar in my lewe nie meer vrese vir wat die wêreld aan my kan doen of wat mense aan my doen nie. Maar daar is 'n goddelike bewustheid van wie ek in Joshua is, wat my roeping is, wat my diensbaarheid is, dat ek nie sal vrees vir seer kry nie, maar sal sien dat die beproewing in die woorde van Joshua, die bespiewing, die smaadheid, was alles deel om hom 'n geoefende tong te gee. 'n Tong om die vermoeide te verkoop, om te ondersteun en te bemoedig. Ons doen nie reg in die teks nie, ons lees net so vinnig hier en daar. Ek gaan na die 4de lied toe, Jesaja 53. Is eintlik die laaste deel van Jesaja 52
vanaf vers 13, die Afrikaanse Bybel, het 'n opskrif, die knegt van Jahwe word verneder en verhoog. Maar julle kan weer eens julle oog net laat val, die opskrif hiervoor het die terugkeer, hoe lieflik is op die berg die voete van hom, by die goeie boodskap bring. Dit is die tekste wat byvoorbeeld deur Paulus in Romeine 10 gekwoteer is. So as jy regtig 'n visuele Bybel gehad het en jy kon al die temas oor en weer, dit sou een mooi gevlegte, geweefde mat wees, die pragtigste beeld. En dit is eintlik waaroor Bybelstudie gaan. Dit is eintlik waaroor die woord van Jahwe gaan en sê, Vader, gee vir my deur u Gees daardie behoefte om u te ken. En dit wat die profeet in hierdie konteks profeteer, Jesaja 52 vers 13, kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verheerlik eers vernedering, dan verhoging. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, vers 14. Geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. Ons het dit gesing in lied, wat, 696, weg van alle glorie. Dis presies hierdie woorde. Maar kyk die heerlikheid, kyk die krag, vers 15, so sal hy baie nasies laat opspring, koning sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Ons gaan oor na vers 1 van hoofstuk 53. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van Jahwe geopenbaar? Hy tog, soos 'n loot voor sy aangesig, het opgespreid soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag, deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Daar's twee dele. Die volmaaktheid van Joshua se knegskap. Ons word opgeroep om hom te vereer, om hom te bemin, om hom te bewonder in ons woord, lied, in ons gebede. Ons gebede moet nie selfsugtig wees net oor ons probleme nie. Ons moet ons harte gebruik soos 'n tuin van verlustiging en sê, Vader, die heerlikheid van Joshua se werk is onbeskryflik en ons gebruik die teks en ons verdiep ons daarin. Maar tweedens, dra dit ook vrug in ons lewe met ons stryd, ons beproewing. En daarmee sê ons nie, omdat ons nie so groot stryd het soos Joshua, ons het nie 'n stryd nie. Ons is baie swak. Maar daar's 'n spesifieke verlossing hoe om jou stryd regtig, jou wedloop van geloof met blydskap te loop. En dit is om berusting te vind in die volmaaktheid van Joshua. Om regtig om te vertrou as jou hoëpriester wat met al jou swakhede bekend is. Om regtig nie daai twyfel te hê, maar hy verstaan my nie, hy ken my nie. Om te sien die diepte, die omvang van Joshua se knegskap, kan ek my lewe in dit aflê en sê, Vader, die bietjie wat u my mee toevertrou, die beker, soos Paulus sê, hy was geslaan, hy was op die oop see, ensovoorts. En is gering, dis vir hom niks, as hy hom teen Joshua meet, die heerlikheid wat geopenbaar sal word nie. Ek wil tog net in Jesaja 53 ook die klem lê weer eens die verbond. Ons het in hoofstuk 42 en 49 en 50 het ons binne die Jesaja konteks van dis Israel wat in ballingskap gestuur is, wat die verbond verbreek het, wat weggestuur is, wat die skeybrief gekry het, wat sonder, soos Efesiërs 2 sê, sonder Messias, sonder hoop, vervreemd, weg. Wanneer ons op die offer van Joshua fokus, Jesaja 53, vers 5, hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Daardie substitusie in ons plek, federale hoof, verteenwoordiger, dan is dit binne die verbond.
vers 8 se laaste deel. Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. Dit is nog steeds 'n verbondsaangeleentheid. En dit maak dit vir ons baie persoonlik. Dit is nie generies om sommer net 'n ligtelike opdrag vir almal nie. As Paulus hulle vir die gemeente skryf soos Filippense waarmee ons besig is of die ander, dan spreek hulle aan as heiliges. Afgesonderdes binne die verbond. Mense wat in 'n spesifieke verhouding teenoor Jahwe staan, en 'n verhouding bring verantwoordelikheid, voorregte, maar ook 'n verheerliking. En dit is binne hierdie konteks wat ons opgeroep word om hierdie gesindheid wat in Yeshua was, om hierdie absolute diensbaarheid om sy lewe te gee en die heerlikheid daarna, dat dit ook ons gedagtegang sal wees, dat dit ons begrip sal wees, ons hart se gebaande wees. Vers 10 van Jesaja 53, dit het Jahwe behaag om hom te verbrysel, hy het hom krank gemaak, as sy siel 'n skuldoffer aangebied het. Skuldoffer binne die ou verbond, Levitikus 1 tot 5, was baie spesifiek. Die dier was genoem by die naam. Die spesifikasies dat hy geen gebrek moet hê nie, hoe hy geslag moet word binne die tempel of die tabernakel. Dis 'n spesifieke aangestelde persoon wat die offer hanteer. Die plek is verordineer, die tyd wat die offer was, alles is volgens spesifikasies. En daarom Yeshua se offer, die lam van God, verordineer voor die grondlegging van die wêreld, hoe hy sou red, wie hy sal red, alles binne die vaste voorneme van Jahwe. En daai vastigheid gee vir jou die motivering om te dien. Wanneer raak mense moeg om huis skoon te maak? Wanneer raak jy moeg om werk te doen? As jy voel daar's nie 'n doelwit nie, as jy voel ek is nêrens heen op pad nie, ek doen dit nou maar en ek doen dit maar weer, dan raak mense gedemotiveerd. Maar wanneer daar 'n spesifieke doel is, en daar's 'n verbond, en daar's 'n belofte, dan is daar die meeste rede, dis rasioneel reg om dit te doen. Dis Paulus se beroep op die Filippense, hy het baie groot beroep op hulle gedagtes en op hulle verstaan van die evangelie. Vir die wêreld maak dit nie sin dat ons nou diensknegte is nie. Want die wêreld streef na die sterkste, die magtigste en die grootste. Maar wanneer ons diepte vind in die evangelie van Jahwe en in Yeshua se beeld, dan maak dit 100% sin om nou in sy voetspore te volg. Kom ons lees hier uit Jesaja 53 die verheerliking. Want in ons teks van Filippense het ons eers die vernedering en toe die verhoging. Hy sê in die laaste sinnetjie van vers 10 dat hy sal die dae verleng en die welbehae van Jahwe sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegg die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en magtiges. En met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, net die rowers daar in die vloekhout. Terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Hy sal 'n deel hê onder die grootes, sy erf, sy byt. Kom ons sluit dan af en ons blaai terug daarna Filippense 2 toe. Ek wou vanoggend bietjie anders as in die verlede het ek elke keer sinnetjie vir sinnetjie het ons hanteer, maar ek wil hierdie sterk begronding in die Ou Testament wil ek regtig by elkeen van julle laat en met die bemoediging gaan lees weer die 4 liedere van die knegg van Jahwe, Jesaja 42, 49, 50 en 53. Elkeen het ooreenstemming met mekaar ook, maar ook 'n spesifieke fokuspunt waar ons kan duidelik sien die Jesaja 42 is op die lewe van Yeshua, die
die geknakte riet wat hy nie sal verbreek of verag nie. En Jesaja 53, die lyding van Yeshua met die verheerliking. Filippense 2 vers 9 tot 11. Nadat ons die volmaakte vernedering, volmaakte priesterskap van Yeshua gesien het, die offer, sien ons dan die volmaakte verheerliking. Filippense 2 vers 9. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Yeshua sou buig elke knie van die wat in die hemel, die wat op die aarde, die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Yeshua Messia die heerser is, tot die heerlikheid van God, die Vader. Ongelukkig sien ons vandag binne die Christen gemeenskap in die wêreld dat die naam van Yeshua vanuit hierdie teks amper soos 'n towerwoord gebruik word om my doelwitte te bereik. As hier 'n probleem in die pad is, dan beveel ek hom in die naam van Yeshua om uit my pad uit te kom. En ek stel dit kras, maar dis wat gebeur. En as dit nie die eerste keer werk, en dan skree ek dit 'n tweede keer, en harder met musiek en met dromme en met 'n gegil. Dit is totaal godslasterlik. Hierdie teks van die naam van Yeshua is heilig en kosbaar. En vir ons as gemeente begin dit by diensbaarheid. Dit begin om in die karakter en die beeld van Yeshua gelykvormig te word, om die bespotting en die seer en die pyn van diensknegt te deel, en nie alles te sien as die duiwel wat my aanval nie, maar meer 'n gesindheid, Jahwe wek my oor, om te hoor, ook in my beproewing, gee my geoefende tong om te bemoedig en te versterk, en stil te wees waar ek moet stil wees. En dan, as hy sê, sodat in die naam van Yeshua sou buig, dan beteken dit, ons moet van ons troontjies afkom, en ons moet buig, en ons moet dien. En ons is veral die mans, wat in Efesiërs 5, manne, julle moet julle vroue lief hê, soos Messia die gemeente. Dan geld hierdie gedeelte vir ons, spesifiek en spesiaal. Ons moet die wees wat buig. En wanneer ek dan in sy naam, sy verbondsnaam, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob, die lewende God, as ek dan voor hom buig in die knie, en met die mond bely, dan getuig my lewe daarvan, van daardie selfde diensbaarheid. Die naam van Yeshua is nie gegee vir ons, om 'n lewe te leef van gemak nie. Is dit gegee om 'n lewe te leef van gehoorsaamheid, van gesag. Ons het vanoggend in Romeine 5 in die oggendstilte het ek genoem van die heerskappy, die dood wat geheers het deur die eerste Adam. Maar nou heers die geregtigheid. En dit is die heerskappy waarvan ons hier praat, dat ons erken Yeshua se heerskappy, sy geregtigheid, daardie vrede en versoening wat ek met Jahwe het, sodat ek hom kan lief hê en hom kan dien. Dit is wat dit beteken om in sy naam te leef. En dan, die laaste sinnetjie van vers 11, dat Yeshua die heerser is, hy heers deur geregtigheid, tot die heerlikheid van God, die Vader. Dis Jahwe se raadsplan. Ons lees ook in Korintiërs dat Yeshua as alles aan hom onderwerp is, en die laaste vyand die dood oorwin is, dan is dit hier die volmaaktheid wat aan die Vader gee, en sê Vader, hier is al u kinders wat u my gegee het. Ek het vir hulle gesterf, ek het hulle gered, ek het hulle gevorm, ek het hulle verheerlik. Dit is die afgemete erfdeel. Pragtig. Ek wys nou so, dit is 'n ewigheid, van ewigheid tot ewigheid. Maar nou, Filippense, vir vandag, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat in Yeshua was. Want daar's 'n baie groter, kom ons noem dit maar prentjie, as 'n baie groter realiteit, as net onderlinge stryd, wat die Filippense gehad het. Knegte, diensknegte, van die
grootste diensknegt Yeshua. Mag Jahwe ons help om die verheerlikte diensknegt Yeshua se heerlikheid te aanskou en die regte motivering te hê en te sê, maar daar is 'n doel hoekom ek in die gemeente moet uitreik, moet diensbaar wees, moet myself prysgee. Dit maak alles sin aan die hand van Yeshua se volmaakte voorbeeld. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader Jahwe, dankie vir u woord. Dankie dat ons dit in ons eie taal mag hê. En daar waar daar woorde is en begrippe is wat soms vir ons te diep voel of te groot, vra ons u vanoggend vir genade. Dat die beeld van Yeshua nie net vir ons uit woorde sal bestaan nie, maar u Gees wat dit in ons hart lewend maak. So lewend maak dat die vrug in ons lewe sal getuig 30, 60, 100voudig en u verheerlik, soos ons gelees het, tot u heerlikheid. Want aan u kom toe al die lof en die eer en die aanbidding. Vader, ons wil spesiaal vir u dankie sê, dat ons goeie moed kan hê. Maak nie saak hoe donker die wêreld daar buite is nie. Yeshua is ons lig, hy is die lig, die engel van die verbond. Dankie dat ons hierdie vastigheid kan hê, en wil u ook hierdie vastigheid in ons kinders se harte werk, dat ons in u verbond getrou sal wees. Ons eer u in Yeshua. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons ontvang die seën van Jahwe. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.